Baie welkom by Agape Gemeente aanlyn en dankie dat jy gekies het om by ons aanlyn diens in te skakel. My naam is Dawie van Skoor en ek is die gemeenteleier by Agape Gemeente en ek weet jy het soveel aanlyn opsies wat jy kan kies van wanneer dit kom by aanlyn dienste. Maar dankie dat jy hierso is. Ons wil dit graag vir jou die moeite werd maak. Ek weet en ons almal by Agape weet die lewe is moeilik, die lewe is gekompliseer. En daarom wil ons vir jou inhoud skep en vir jou inhoud gee wat jou kan toerus en jou kan help om hierdie lewe suksesvol te leef. So, ons hoop jy geniet die diens en as jy daarvan gehou het, deel dit asseblief met iemand anders. Weer iets? Nou, daar skryf. Okay, is hy nou aan? Is hy aan? Is ons daar? Okay, great stuff. So vir almal wat miskien 'n bietjie later gekom het, na die verwelkoming en nie gesê is goeiemôre nie, goeiemôre. Baie welkom, baie dankie dat jy hier is en as jy miskien iemand is wat jou Bybel saambring en jy hou daarvan om saam te volg terwyl ons lees, dan kan jy oopmaak in die begin van die Nuwe Testament by Matteus en ons gaan ook so vinnig 'n draai maak in Johannes. Nou Matteus en Johannes is deel van die evangelies en as ons deur die evangelies lees, dan ontdek ons dat Jesus 'n baie besonderse vermoë gehad het. Okay, Jesus het 'n gewoonte daarvan gemaak om mense se volle storie in ag te neem. En die Nuwe Testament is vol van sulke stories, maar ongelukkig het ons die geneigtheid om die teenoorgestelde te doen. Een rede daarvoor is dat ons nie altyd die volle storie van mense ken nie, maar selfs al ken ons die volle storie, het ons die geneigtheid om mense so op die oog af te oordeel en hulle bloot net af te skryf. Dikwels op grond van een hoofstuk in hulle lewe, terwyl ons nie die hele boek in ag neem nie. Dikwels definieer ons hulle op een fout, een mislukking, een hoofstuk van hulle lewe, of miskien selfs net iets wat ons van hulle gehoor het. En natuurlik werk dit andersom ook. Mense doen dikwels presies dieselfde met ons. Maar wat dit nog verder kompliseer, is dat baie van ons ook geneig is om dit met onsself te doen. Ons definieer ons eie lewe. Ons beoordeel onsself deur een fout wat ons gemaak het, een leebelofte wat ons gemaak het, een hoofstuk van ons lewe, een mislukking, een gebroke verhouding, beoordeel ons onsself. En wat ons dan doen is, ons neem ook in ag dat God dit doen. Ons neem aan dat die manier waarop ek myself sien, is sekerlik die manier waarop God my sien. Maar God sien jou nie so nie. En ons weet dat God ons nie so sien nie. Hoe weet ons dit? Want Jesus het ons nie so gesien nie. Jesus is die rede hoekom ek en jy kan weet dat ons hemelse Vader nie ons definieer en ons oordeel op een hoofstuk van ons lewe nie. Op een slegte oomblik wat ons in ons lewe gehad het nie. Want Jesus het dit vir ons kom wys. Jesus het vir ons kom wys, Jesus het vir ons kom demonstreer, Jesus het vir ons kommunikeer hoe God is. Jesus het vir God volmaak kom openbaar en ons het gesien dat God ons nie so sien nie. Jesus het gesê, as julle my gesien het, dan het julle die Vader gesien. Like Father, like Son. God ken die hele verhaal, hy ken jou verlede, hy ken jou sondes, hy ken jou mislukkings, hy ken die bad hoofstuk in jou lewe, hy ken al die dirty little secrets, en tog bepaal nie een van die dinge wie jy is in God se oë nie. En dit beteken natuurlik nie dat God sonde ignoreer nie, nê? Hy doen nie. Sonde vernietig mense. Sonde beskadig verhoudings. Sonde beroof ons toekoms. So omdat God ons liefhet, neem hy sonde baie ernstig op. Maar hy weier om toe te laat dat die slegste oomblik, die slegste hoofstuk in jou lewe jou identiteit word. Dit is nie hoe God ons sien nie. So stel jouself voor dat jy miskien soos 'n enkele boom is, God sien die hele woud. Hy het die vermoë om te doen wat mense nie graag doen nie,
en wat mense dikwels ook nie wil doen nie, en dit is om die volle verhaal in ag te neem. Hy doen iets wat baie van ons nalat om vir ander mense te doen. Hy neem alles in ag en daarom, al herinner jou verlede jou aan 'n gebeurtenis, bepaal dit nie nou hoe God jou sien nie. Nou almal van ons is op verskillende plekke in ons geestelike reis. Miskien is jy iemand wat al jare die pad saam met Jesus stap en dan is dit nie vir jou die eerste keer wat jy dit hoor nie, maar dit is altyd goed om herinner te word aan hierdie waarhede. Maar miskien sit jy vanoggend hier en dis dalk die eerste keer wat jy dit hoor. En dan wil ek jou uitnooi vanoggend om dit regtig 'n kans te gee, want ek glo hierdie waarheid kan almal van ons help. En hierdie waarheid is om te aanvaar God se beoordeling bo jou eie beoordeling. Nie hoe jy jouself sien nie, maar hoe God jou sien. En wanneer ons begin verstaan hoe God ons werklik sien, dan maak dit vir ons ook makliker om daai genade vir ander mense te wys. En dit is die lewe van 'n Christen. Dis hoe 'n Christen behoort te leef, maar om soos 'n Christen te leef, kom nie natuurlik nie. Om hierdie soort genade vir ander mense te wys, is moeilik. En nog moeiliker is vir baie van ons om hierdie soort genade vir onsself te wys. So ek wil vir jou vandag 'n storie vertel. Die Bybel is vol stories van mense wat aangejaag het. Mense wat lief was vir God, maar mense wat foute gemaak het en mense wat gewonder het as gevolg van alles wat ek aangevang het, wonder ek of God my nog kan gebruik. En Petrus was een van daai mense. Petrus was 'n gewone visserman, toe Jesus hom eendag geroep het met die eenvoudige woorde van volg my, en Petrus het sy vissernette gelos en hy het een van Jesus se 12 disippels geword. Maar tog, al het hy alles gesien en alles ervaar saam met Jesus, is daar 'n hoofstuk in Petrus se lewe waarop hy nie trots is nie. Net soos ek en jy. Maar sy grootste mislukking, en dis hoekom ek hierdie storie vandag wil vertel, verduidelik vir ons hierdie genade waarheid van Jesus so goed. Nou, al 4 evangelieskrywers, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, vertel vir ons van Petrus se grootste mislukking. En ek is seker, as hy daarna kyk, dan dink hy by homself, regtig ouens, moes al 4 van julle dit oor vertel het. Maar dan kom die Bybelkenners en hulle vertel vir ons dat Markus, byvoorbeeld, die meeste van sy lering oor Jesus, oor sy informasie wat hy oor Jesus het hy by Petrus gekry. So nie net het Petrus geweet hulle gaan dit vertel nie, maar Petrus wou ook gehad het hulle moet dit vertel. Petrus was bereid om sy slegste oomblik in sy lewe, die slegste hoofstuk waarop hy nie trots is nie, oop te stel en te sê, skryf dit neer, vertel dit, want dit is my storie. En my storie vertel net hoe diep God se genade is. En ek wil hê julle moet dit weet, dis hoekom ek dit nie vir myself gehou het nie, en vir die ouens gesê het, vertel dit, want ek wil hê 2000 jaar later moet jy ook weet, dat God se genade vir jou ook beskikbaar is. So terug by my verhaal, op hierdie stadium is Jesus besig met sy reis, daar in Jerusalem, vir die laaste keer is hy in Jerusalem in, en hy het baie goed geweet, wat gaan gebeur. Hy het baie goed geweet, hy gaan gevang word, dan gaan hy verhoor word, dan gaan hy gekruisig word. Hy het geweet, dis my laaste keer in Jerusalem, is my laaste week van my lewe. En dan sien ons later die week, kry sy 12 disippels bymekaar, en hulle het saam nagmaal gehou. Nou die gebruik daardie tyd, soos ons het vanoggend gedoen het, die Jode het Pasga gevier, hulle dink weer terug aan wat God vir hulle gedoen het, God het hulle verlos, en Jesus kom en hy gee 'n nuwe betekenis aan dit, soos ons het vanoggend gedoen het, vanoggend dink ons terug aan wat Jesus vir ons gedoen het. En hierdie tyd saam, hierdie ete het 'n paar belangrike goed gebeur, onder andere Judas het uitgeloop,
Nou Judas, net soos Petrus, was ook een van die 12 disippels van Jesus gewees. Judas het saam met Jesus geleef, Judas het by Jesus geleer, Judas het al hierdie wonderwerke gesien, tog op die ou end het Judas vir Jesus verraai. En later die aand, toe Jesus en sy ander 11 disippels éventueel opstaan en uit die vertrek uitgaan, nadat hulle saam daar by mekaar was, stop Jesus hulle vir 'n oomblik en sê vir hulle, ek wil julle net 'n waarskuwing gee vir wat later vanaand gaan gebeur. En dan sê hy vir hulle, julle sal almal in hierdie nag van my afvallig raak. Nou hierdie woord afvallig in sy oorspronklike skryfwerk dra vir ons nie gedagte oor van iemand wat struikel oor iets. So Jesus sê vir hulle byvoorbeeld, vanaand gaan daar 'n struikelblok kom. En julle gaan oor hierdie struikelblok struikel en julle gaan my verlaat. En dan's Petrus baie vinnig om te reageer en Petrus sê vir hulle, selfs al sal almal van u afvallig raak, ek sal nooit afvallig raak van u nie. So Jesus, watter struikelblok ook al vanaand op ons pad kom, al sal hierdie hele klomp oor hom struikel en af u verlaat, ek sal dit nie doen nie. Jesus, maak nie saak wat se struikelblok oor my pad kom nie, ek sal u nooit verlaat nie. En ek kan sien hoe Jesus net sy hand so op Petrus se skouer sit en net vir hom sê, Petrus, jy gaan my verlaat. Ek sê vir jou, jy sal my in hierdie nag voor 'n aankraai, voor die son opkom, 3 maal verloon. So Petrus, jy gaan my verlaat. Jy gaan voor die son opkom, gaan jy ontken dat jy my ooit geken het. Nou as jy 'n bietjie van Petrus se karakter ken, dan sal jy weet, hy is die ou wat altyd homself wou bewys het, nie. Hy is die ou wat opspring en sê, nee, dit gaan nie gebeur nie, of ons gaan so maak. Sy refs het baie vinnig opgetel. So ek kan al sien hoe hy vir Jesus sê, I would fight for you, I would lie for you, I would walk the wire for you. Yeah, I would die for you. You know it's true. Everything I do it for you. Kom, waar is die Bryan Adams fans? Dis hoekom ek nie sing op die verhoog nie, maar in elk geval, so, dis Bryan Adams se woorde, maar dit is net om die atmosfeer so 'n bietjie ligter te maak, want hierdie is regtig heavy stuff. Maar hier is wat Petrus regtig gesê het. Selfs al moet ek saam met u sterf, sal ek u beslis nie verloon nie. So Jesus, nie net gaan ek u volg in die maklike tye nie, maar ek sal u volg in die moeilike tye ook. Maak nie saak wat se struikelblok kom nie, ek sal nie struikel nie, ek sal u nie verlaat nie, en dan weet ons wat gebeur volgende. Die struikelblok kom, Jesus word gevang, en net 20 verse later, dan lees ons, daarop het al die disippels hom in die steek gelaat en gevlug. So met ander woorde, almal het hom aanvalhou, almal het hom aanvriend, en die beweging wat Jesus begin het 3,5 jaar gelede, het tot 'n einde gekom. En dan lees ons 'n bietjie verder, dan sien ons, wel Thomas is dorp uit, maar Petrus het daarom nog so op 'n veilige afstand agterna gevolg. En hy stap agterna, hy wil sien waar vat hulle vir Jesus, wat gaan hulle met hom maak, en hy kom agter hulle, vat hom na Kajafas se huis toe. Hy is die hoëpriester en Petrus besef, dit gaan nie goed gaan nie. En oral daar in die voorhof is daar vure aangesteek, want die wagte en die diensknegte kan by die vure gaan staan en warm bly, is 'n baie koue nag. En Petrus gaan staan ook daar by die vuur. Hy wil wegkruip tussen die mense, hy wil nie aandag trek nie, maar die vuur verlig sy gesig. En dan is daar 'n diensmeisie wat daar staan, en die diensmeisie sê vir hom, jy's ook een van hulle. Jy was ook saam met Jesus, die Galileër. Maar Matteus vertel vir ons, Petrus se reaksie was gewees, hy het dit egter voor almal ontken. Ek weet nie waarvan jy praat nie. En terwyl hy dit sê, ongeveer 30 tree van daar af, is hulle besig om vir Jesus te spot en te slaan
en op hom te spoeg. So Petrus beweeg 'n bietjie weg by die vuurtjie en hy beweeg so 'n bietjie daar tussen die skare in en iewers daar ken 'n ander persoon hom ook en daai persoon sê vir almal wat daar so staan, dit is soos daai meisie gesê het. Hy is hierdie man wat saam met Jesus was, die Nasareëner. En dan ontken Petrus dit weer. Die teksgedeelte sê vir ons, weer het Petrus ontken met 'n eed. Ek ken die man nie. Kyk, nou begin dit so 'n bietjie van 'n commotion veroorsaak. Nou begin daar 'n bietjie druk op Petrus kom. En dan lees ons verder, na 'n rukkie het die omstanders nader gekom en vir Petrus gesê, omstanders, 'n klomp van hulle, jy's beslis ook een van hulle. Trouwens, jou uitspraak verklap jou. Met ander woorde, ons kan hoor met jou aksent, jy's ook een van hulle. Kyk, nou is die pressure daar. Nou raak Petrus moeilik. Nou tel die refs op en dan sê dit, daarop begin hy vloek en sweer. Ek ken die man nie. En dan het daar 'n haan gekraai. En ek kan al sien hoe hy net, dis dalk vir party van ons hier 'n ander betekenis, maar vir hom was dit, okay, hy het net een keer gekraai. Maar vir hom was dit, hy het onthou wat Jesus gesê het. Hy het Jesus se woorde onthou. En dan lees ons verder, het hy uitgegaan na buite en hy het bitterlik begin huil. Nou hierdie huil was meer as net emosie gewees. Hierdie huil was gewees, hy besef, hy het aangejaag. Hy erken dat hy 'n fout gemaak het en hy het berou gehad. Baie keer is hierdie die plek waar Petrus hierso was, is die plek waar verandering in jou lewe begin. As jy daaronder is, waar jy nie nog verder kan afgaan nie, dan kan jy net opgaan. Miskien het jy al so 'n plek van berou beleef. Miskien het jy al gevoel, ek wens net, ek kan teruggaan en nie daai WhatsApp stuur nie. Ek wens ek kan teruggaan en nie daai leuen vertel het nie. Ek wens ek kan nou met my hele hart net teruggaan en nie daai kompromie by die werk of by die skool aangegaan het nie. Ek wens ek kan net nou teruggaan en gaan en hulp vat toe ek hulp kon gekry het, toe ek al begin het om met daai sonde te worstel. Ons almal ken daai gevoel, as ek net kan teruggaan. En dis die plek waar Petrus was. Dis die plek waar Petrus homself bevind net. En ons ervaar dit dalk almal nie dieselfde nie. Party van ons voel, God is kwaad vir my. Party van ons voel, Jesus is nie meer lief vir my nie. En nou is 'n tickets met my, hy kan my nie meer gebruik nie. Hy stel nie meer belang in my nie. En die waarheid is, almal van ons het al iets aangevang. Tot en met watter mate weet net ek en jy, maar die goeie nuus is, maak nie saak wat ek en jy gedoen het nie, ons het daarom nie gedoen wat Petrus gedoen het nie. Kyk, Petrus het nie sommer net 'n vreemdeling verloon nie. Petrus het die man wat sy lewe verander het, ontken. Petrus het die man wat sy skoonma genees het, verloon. Petrus het die man wat sy vissernette vol gemaak het, laat sy boot amper sink, ontken. Petrus het die man wat die storm stil gemaak het, ontken. Petrus het die man wat vir Lazarus uit die dood uit laat opstaan het, na Lazarus se begrafnis, ontken. Petrus het die man wat 3,5 jaar in hom invest het, in hom belê het, ontken. Petrus het die man ontken wat hom in sy binnekring toegelaat het. En vir 'n ou wat altyd homself wou bewys en altyd wou seker maak Jesus is okay, toe Jesus hom die nodigste gehad het, toe hy alleen voor sy vyande staan, het Petrus tussen die skare weggekruip.
En so verloop die proses, Jesus word gekruisig, hy word begrawe, en na sy kruisiging het verwarring absoluut die disippels oorweldig. Judas is oorlede, Thomas is weg, en die res van hulle weet nie wat gaan volgende gebeur nie. En dan vertel Johannes vir ons 'n bietjie verder wat volgende gebeur. Johannes sê, hierdie oorblywende disippels het uit vrees uit hulle self gaan toesluit. Hulle het gaan wegkruip. En die eerste dag van die week gaan die vroue na die graf toe en hulle ontdek dat Jesus nie in die graf is nie. En hulle hardloop om die disippels te gaan vertel en Petrus is eerste op pad graf toe om te gaan kyk of is dit so. Nou ek wonder of Petrus nie op pad graf toe by homself gedink het, ek is nie seker of ek die regte ou is om nou one-on-one met hom te hê nie. Ek onthou wat laaste gebeur het. So kom Petrus daar en hy vind uit die graf is leeg. Maar later daai dag, toe verander alles. Later daai dag verskyn Jesus aan hulle en Jesus sê vir hulle, ontmoet my in Galilea. Hoekom Galilea? Miskien omdat dit die plek is waar Jesus se pad saam met hulle begin het. En so is hulle terug Galilea toe en het daar aangekom en Jesus was nie daar op daai oomblik nie en so besluit hulle, kom ons gaan vang vis. Miskien het ons nou maar net as gevolg van alles wat ons aangevang het, miskien is ons nie meer goed genoeg nie, miskien moet ons maar net terugval na die lewe toe wat ons voor Jesus gehad het. Miskien nou alles wat ons aangevang het, is dit wat ons verdien. En soms wonder ek of dit nie maar is hoe ek en jy ook soms reageer nie. Nee, ons het een fout, een slegte hoofstuk in ons lewe, een gebroke verhouding en ons besluit, miskien moet ek maar terugval na my ou lewe toe. Miskien is dit die lewe wat die Here wil hê ek moet nou lewe. Miskien het hy my afgeskryf. Ons sou op kerk toe gaan, ons sou op by ons groep uitkom, ons sou op die pad saam met medegelowige stap, ons sou op om vir Jesus te volg. En so het hulle die hele aand vis gevang en toe dit skemer raak, toe kom hulle strand toe, soos hulle gedoen het altyd, en toe hulle daar kom, toe sit Jesus vir hulle op die strand en wag. En Johannes vertel vir ons verder, hy sê, Jesus het daar by 'n vuurtjie gesit, en hy maak dit baie duidelik dat almal presies geweet het, dit was Jesus. Hulle het nie gewonder of getwyfel nie. En Jesus het vir hulle gesê, kom, bring die vis wat julle gevang het, en hulle het saam ontbyt op die strand gehad. Nou dit wat verder gebeur het, weet ek nie of het dit daar in die sirkel gebeur nie, het dit daar by die vuurtjie gebeur nie. Ek persoonlik dink, Jesus het opgestaan en vir Petrus gesê, kom ons gaan stap 'n entjie, ek en jy, one-on-one, maar definitief na ontbyt het hulle 'n chat gehad. En weet jy wat, Jesus wil vandag nog steeds 'n one-on-one hê. Jesus wil vandag nog steeds vuurtjies aansteek saam met jou. Jesus roep jou nog steeds vandag nader aan hom. Kom ons spandeer tyd saam. Jesus ontmoet jou nog steeds vandag presies waar jy is. En so gaan stap hy in Petrus en die eerste woorde wat hy vir Petrus sê is, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Dis kom ek dink hulle het 'n entjie gaan stap, het meer as hulle. Ek is nie seker of hy hierdie chat one-on-one daar tussen die mense sou gehad het nie. En een ding wat ons hier agterkom is, die ou Petrus, die een wat altyd die refs vinnig opgetel het, die een wat altyd homself wou bewys het, hy sou definitief daar vir Jesus gesê het, absoluut, ek het u lief, ek het u liewer as wat hulle u het, u kan hulle liefde maar by mekaar tel, dis nie naaste by so lief, soos wat ek u het nie. Maar dit was nie Petrus se reaksie nie. Baie nederige Petrus het vir hom gesê, ja Here, u weet dat ek u lief het. So Petrus gaan nie terug en sê vir Jesus, maar onthou jy nie daai tye nie, onthou jy nie toe ons dit gedoen het nie, hy probeer nie 'n keis bou nie, hy probeer nie homself verdedig nie. Want hy besef,
Jesus ken my hart. Hy besef die dag toe hulle by die put was en die vrou het kom water skep, toe sê Jesus vir hierdie vrou, jy het 5 mans. En Petrus onthou dit en hy dink by homself, hoe het hy dit geweet? Jesus weet alles. Hy ontmoet jou waar jy is en hy neem die hele storie van mense in ag. So, ja Here, U weet dat ek U liefhet. Sonder om sy vorige mislukkings op te bring en te sê, okay, jy sê nou jy het my lief, maar hy doen nie dit nie. Die volgende ding wat hy doen is, hy sê vir Petrus, laat my lammers wei. So hy sê vir hom in daai geval, ek weet dit, in daai geval vertrou ek my mense se sorg aan jou toe. En Petrus moes geskok gewees het en by homself gedink het, ek het gedink hierdie one-on-one is 'n exit interview, ek het nie heeltemal gedink dit is 'n stel my weer aan of geef my 'n verantwoordelikheid nie. Na alles wat ek aangevang het, stel U my in beheer. En na rukkie sê Jesus weer vir hom, hy vra hom weer 'n tweede keer, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? En dan sê hy weer vir hom, ja Here, jy weet dat ek U lief het. En dan sê Jesus vir hom, pas my skape op. Volgende vers, hy vra hom 'n derde keer, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? So kom ons wees net eerlik, as iemand die derde keer vir jou vra, het jy my lief, dan gaan die refs 'n bietjie begin optel. Want jy het mos die eerste keer gesê, ja, ek het jou lief. En ons sien dit nie by Petrus nie. Dis vir my die wonderlike ding, as jy kyk na sy persoonlikheid en hoe hy altyd was. Die ou Petrus is weg. Hier was Petrus se reaksie. Petrus het bedroef geword. Hy het nie kwaad geword nie, hy het hartseer geword. Nie die hartseer van toe hy gehuil het nie, toe hy gehuil het, toe was dit 'n besef van ek het aangejaag, hy het erken hy was verkeerd, maar hierdie hartseer, hierdie bedroef, was 'n werklike berou. Omdat hy hom die derde keer gevra het jy my lief? So hierdie derde vraag kan ons agterkom, nie die eerste een nie, nie die tweede een nie. Hierdie derde vraag het vir Petrus baie diep in die hart getref. Petrus het nie geargumenteer soos wat hy voorheen sou nie. Die trotse, impulsiewe Petrus wat altyd iets wou bewys het, was weg gewees. Daar het 'n verandering plaasgevind. Die selfversekerde visserman het 'n nederige en 'n gebroke man voor God geword. In plaas van om homself te verdedig, het hy eenvoudig net erken, Jesus, ek erken en ek vertrou dat U alles weet. Die verskil tussen Petrus en Judas was dat Petrus geestelike groei gewys het. Judas het weggevlug, Petrus het teruggekeer. Petrus het die pad van herstel gekies. En toe antwoord hy vir Jesus, en hy sê vir hom, Here, U weet alles. Soos, rarig, U weet dat ek U gedrop het, U weet dat ek U verloon het, U weet dat ek gejok het, U weet dat ek misluk het, U weet dat ek U nie verdedig het nie. U weet alles, the good, the bad and the ugly. Maar omdat U alles weet, weet U ook dat ek U lief het. Petrus maak nie verskonings nie. Hy verdedig nie homself nie. Jesus weet alles. Jesus weet die beste. En dan antwoord Jesus hom. En hy sê vir hom, laat my skape wei. Laat my lammers wei, pas my skape op, laat my skape wei. Met ander woorde, Petrus, ek stel jou in beheer. En op daai oomblik het hy vir Petrus ten volle herstel. Sy identiteit, sy roeping en sy bediening. Nie net vergewe hy hom nie, maar hy stel hom weer in diens.
daai einste disipel wat hom 3 keer verloon het. Wat 'n ongelooflike genade. Daar langs die see van Galilea, daar waar alles 3,5 jaar terug vir Petrus begin het, daar waar Jesus hom die eerste keer geroep het, roep hy hom weer 2 verse aan en hy sê vir hom, volg my. Dis asof Jesus vir hom sê, jou verhaal is nog nie verby nie. Ek het jou 3,5 jaar terug geroep om visser van mense te wees. En ek het nog baie mense wat jy na my koninkryk toe moet bring. Miskien is daar een van ons vanoggend wat dit moet hoor. Maak nie saak wat jy gedoen het nie. Jy is nog nie klaar nie. En die belangrikste van alles is, God is nog nie klaar met jou nie. Miskien glo jy, ek het al te ver geval. Miskien glo jy, ek het al te veel grense oorgesteek. Miskien glo jy, ek het al te veel brûe afgebrand. Ek het al te veel vir die Here commit en gejok en dit nie gedoen nie. En ook vir mense. Miskien het jy jouself al oortuig dat God na jou lewe kyk en jou op die oog af oordeel en jou afskryf. Dat God na jou lewe kyk en dat hy met jou opgegee het. En miskien het jy al met jouself opgegee. As Petrus vandag saam met jou 'n koffie kon drink, sou hy vir jou gesê het, dis nie waar nie. Hy sou herinner het aan iets wat hy in sy tyd sou gaan haal het, wat hy geken het, en hy sou vir jou gesê het, moenie jouself fariseer nie. Die fariseërs het mense op die oog af beoordeel en afgeskryf. Een fout, een mislukking, een bad oomblik in jou lewe en is tickets, is klaar met jou. Maar weet jy wat, terwyl ons hierdie koffie geniet, wil ek net vir jou sê, dis hoe hulle was, maar dit is nie hoe Jesus is nie. So moenie so met jouself wees nie. Petrus sou sê, as daar een ding is wat ek agter Jesus aangeleer het, is dat Jesus nie een oomblik in jou lewe vat, een hoofstuk, een moeilike tydperk in jou lewe, en jou volgens dit beoordeel, en jou identiteit aan dit koppel nie. Moet dit nie aan jouself doen nie. Miskien het jy al jouself afgeskryf, miskien het jou familie jou afgeskryf, miskien het jou ouers jou afgeskryf, en dan sal hy vir jou sê, jou koning skryf jou nie af nie. Weet jy wat doen hy? Die uitnodiging om Jesus te volg is oop vir elkeen. Dit bly oop vir elkeen. Petrus het dit beter verstaan as byna enige iemand. En so gaan jare verby, Petrus het oud geword, Petrus het briewe geskryf aan die gemeentes van die Romeinse wêreld, en 2 van die briewe het ons in ons Nuwe Testament, 1 en 2 Petrus, en ek wil vir jou 'n gedeelte lees uit een van sy briewe, waar hy sê, hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. Hy het dit nie gelees nie, hy het dit nie gehoor nie, ek was daar. So is ons vry van die sonde, nou kan ons lewe, omdat God ons verhouding met hom herstel het. So Petrus sê, as gevolg van wat Jesus gedoen het, hoef daai een oomblik in jou lewe, daai een hoofstuk in jou lewe, hoef nie jou lewe te beheer nie. Dit hoef nie te bepaal wie jy is nie. Dit is nie hoe God jou sien nie. Sonde hoef nie meer die baas in jou lewe te wees nie. Sonde hoef nie meer vir jou te sê, doen dit en dan moet jy dit doen nie. Moenie jou identiteit koppel aan daai sonde nie. En kyk net hoe goed het Petrus vir my en vir jou geken. Hy gaan aan en sê, julle was immers verdwaal so skape. Hoe het hy dit geweet? Hy sou gesê het, ek was agter die goeie herder aan. Tog het ek verdwaal. Miskien jy ook. Maar nou het julle teruggekeer na die herder en die bewaker van julle siele. So Petrus sê nie, jy het jou plek terug verdien nie. Petrus sê net, jy het teruggekeer.
Met al jou mislukkings, met al jou spyt, met daai hoofstuk waaroor jy nie trots is nie en wat jy dink jou identiteit bepaal. Jy het net teruggekry, jy het net teruggekeer en nogtans verwelkom die goeie herder jou. Al die etikette wat mense op jou geplak het, al die etikette wat jy miskien op jouself geplak het, keer net terug en die goeie herder verwelkom jou. Nie met teleurstelling nie, met vreugde. Petrus wil hê elke gelowige moet dit weet. Die goeie herder verheug hom oor elke skaap wat terugkeer. So Petrus se storie moedig ons aan. Behalwe vir daai struikelblokke, hou aan volg. God is nog nie klaar met jou nie. Hy's nog besig om jou verhaal te skryf en hy gebruik jou verhaal. Hy gebruik jou badste oomblik. Gebruik hy om mense na hom toe te trek. God het 'n manier om jou slegste oomblik, jou slegste tyd, daai ding waaroor jy so spyt is, daai ding wat jy net wil vergeet. Hy het 'n manier om dit te vat en dit te verander en dit 'n getuienis te maak en mense na hom toe te trek. God gebruik dikwels nie mense met perfekte stories nie. Hy gebruik mense met gebroke stories wat deur genade verander is. En daai mense praat met groot vreugde oor wat God in hulle lewens gedoen het. Hulle spog nie oor hulle verlede nie, hulle vier nie hulle foute nie, maar hulle steek dit ook nie weg nie, want dit is hulle storie. En hulle storie vertel van hoe hulle lewens basies 'n trofee geword het van God se genade. So Petrus sou vir jou sê, jy kan nie so ver val dat Jesus jou nie kan bereik nie. Jy kan nie so ver afdwaal dat Jesus jou nie weer sal terugneem nie. En dit is die boodskap van Petrus se lewe. En hier is wat wil hê ek en jy moet doen, soos wat ons afsluit. Ek wil hê ons moet 'n stelling van Petrus se lewe lees, 'n stelling wat hy gemaak het. En ek sal dit eers lees en dan miskien daarna wil jy dit saam met my lees, maar hierso is dit. Waar hy sê, Here, U weet alles. Alles. The good, the bad and the ugly. En omdat U alles weet, weet U ook dat ek U liefhet. Miskien wil jy dit saam met my lees. Here, U weet alles. U weet dat ek U liefhet. En julle, hierdie storie van Petrus gaan eintlik nie oor Petrus nie. Dit gaan oor jou. God ontmoet vir jou dikwels op die seerste plek. God vind mense daar waar hulle op hulle slegste oomblik is. Daar waar jy alleen is, daar waar almal jou verlaat het, presies daar kom vind hy jou. Petrus het 3 keer gesê, ek het nie 'n verhouding met Jesus nie. Jesus gee vir hom 3 geleenthede om dit te aandoen. En hy herstel hom. En miskien is jy op daai plek waar Petrus was. Dan wil ek vir jou sê, die eerste stap is, moenie wegkruip nie, keer terug. Sê eenvoudig, Jesus, hier's ek. Tweede stap is, ontvang terug wat jy gedink het, jy het al verloor. Petrus het nie homself kom bewys weer nie, Jesus het hom herstel. Sy identiteit herstel, sy roeping herstel en sy bediening herstel. En die derde stap is, wandel dan saam met Jesus. Wandel in wie hy sê jy is. So dit wat in Petrus se lewe gebeur het, sy grootste mislukking, het hom nie gedefinieer nie. Wat vir Petrus gedefinieer het, is dat hy teruggekeer het. So miskien is dit vandag jou behoefte
Ons het 'n gebedsspan wat altyd na die tyd hier voor staan. As dit vandag jou behoefte is en jy wil terugkeer, of jy wil miskien net iemand hê wat saam met jou kan bid vanoggend, dan wil ek jou uitnooi om, nadat ek gebid het, vorentoe te kom, laat hulle saam met jou kan bid. Kom ek bid vir ons. Ons Vader wat in die hemel is, dankie dat U ons nie beoordeel volgens die slegste hoofstuk van ons lewe nie, maar dat U ons hele verhaal in ag neem. Dankie dat U net soos met Petrus nie ophou om ons te roep nie, selfs wanneer ons struikel. Help ons om U met U genade in ons lewens te aanvaar. Maar laat ons nie net U genade aanvaar nie, maar laat ons ook U genade aan ander oordra. Dat ons ook ander mense kan hanteer met U genade, as ons net dink wat U vir ons in ons lewens gedoen het, dat ons dit kan gun vir ander mense ook. Help ons om ook daai genade aan onsself te bewys. Waar ons met skuld of met skaamte of met spyt leef, Here, herinner ons daarvan dat U steeds sê, volg my. U skryf ons nie af nie, U gee nie op met ons nie, en daarom wil ons vanoggend net ons lewens opnuut aan U kom toewy, net soos ons vanoggend met Amelie ook gemaak het. Net weer nuut ons lewens aan U kom toewy, want U weet alles, en U weet, al het ons dit gedoen, al het ons dat gedoen, al is ons spyt oor hierdie hoofstuk, al het ons berou oor dit, U weet alles, en U weet dat ons U lief het. So skryf asseblief verder aan elkeen van ons se verhaal, en gebruik dit, Here, tot eer en verheerliking van U naam. Mag ons in die vrede gaan, mag ons die genade van Jesus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees ervaar, daar waar ons gaan. En ons bid dit in Jesus se naam. En ons almal sê, Amen. Sterkte met 'n dag wat die krag af is. Geniet julle dag.